2 Timoteus 1, versie 1 en 2, opskrif en seëngroet. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is, aan Timoteus, my geliefde kind, genade, barmhartigheid, vrede, van God die Vader en Christus Jesus, onze Here. 2 Timoteus 1, vers 3 tot 2, vers 13. Liefde van Paulus vir Timoteus, vermaning om standvastig te wees in die geloof en in die bediening. Ek dank God wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink, terwyl ek verlang om jou te sien as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word. En as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Lois en in jou moeder Eunice, en wat, daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is deur die oplegging van my hande. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Skaam jou dan nie oor die getuienis van onze Here of oor my, sy gevangene nie, maar ly saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is, maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons Verlosser, Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie, waarvoor ek aangestel is as prediker en apostel en leraar van die heidene. Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Hou as voorbeeld van gesonde woorde die wat jy van my gehoor het, in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Bewaar jou goeie pand deur die Heilige Gees wat in ons woon. Jy weet dit, dat almal wat in Asië is, hulle van my afgekeer het, onder wie Phygellus en Hermogenes is. Mag die Here aan die huis van Onesiphorus barmhartigheid bewys, want hy het my dikwels verkwik en hom oor my kettings nie geskaam nie. Maar toe hy in Rome gekom het, het hy my baie ywerig gesoek en gevind. Mag die Here hom skenk, dat hy barmhartigheid mag verkry van die Here in die dag. En jy weet baie goed hoeveel dienste hy in Efese bewys het. 2 Timoteus 2. Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. En wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Ly dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. Niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens gewerf het. En verder, as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls gewetywer het nie. Die landbouer wat swaar werk, behoort eerste van die vrugte te geniet. Dink na oor wat ek sê, en mag die Here jou insig gee in alles. Onthou dat Jesus Christus uit die geslag van Dawid uit die dode opgewek is volgens my evangelie, waarin ek verdrukking ly tot die boeie toe soos 'n kwaaddoener, maar die woord van God is nie gebonde nie. Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is kan verkry met die ewige heerlikheid. Dit is 'n betroubare woord, want as ons met hom gesterf het, sal ons ook met hom lewe. As ons verdra, sal ons met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. 2 Timoteus 2 vers 14 tot 26. Gedrag teenoor die wat hulle afkeer van die gesonde leer en van die Christelike reinheid. Herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie, maar net tot ondergang van die hoorders. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid, en hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker, onder wie daar Hymenaeus en Philetus is, wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het, en hulle keer die geloof van sommige om. Evenwel, die fundament van God staan vas met hierdie seël, die Here ken die wat syne is, en laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk, en sommige tot eer, maar ander tot oneer. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk.
maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. En die dwaase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek. En 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word, vry van die stryk van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. 2 Timoteus 3, vers 1-9, verskriklike verdorwenheid van die laaste dae. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af, want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem wat met sondes belaai is en deur allerlei begeerlikhede gedryf word, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. En net soos Jannes en Jambres Moses teë gestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë, mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof. Maar hulle sal nie verder voortgaan nie, want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees, soos ook die van daardie manne geword het. 2 Timoteus 3 vers 10-4 vers 5, vermaning om te volhard in die gesonde leer en om by elke geleentheid te preek. Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyding soos my te beurt geval het in Antiochië, in Iconium, in Lystra. Watter vervolginge het ek nie al verdra nie, en die Here het my uit almal verlos. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. 2 Timoteus 4. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning in sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter, ly verdrukking, doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening. 2 Timoteus 4 vers 6-22. Paulus wys op sy einde en vra Timoteus om na hom te kom. Mededeling aangaande verskillende persone. Want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Beywer jou om gou na my te kom, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het, en het na Thessalonika vertrek, Crescens na Galasië, Titus na Dalmasie. Lukas is alleen by my, Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. Tychicus het ek na Efese gestuur. As jy kom, moet jy die reismantel bring wat ek by Carpus en Troas laat bly het, en die boeke, veral die perkamente. Alexander, die kopersmid, het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld na sy werke. Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk teëgestaan. In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee,
sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor. En ek is uit die bek van die leeu verlos. En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Groet Priska en Aquila en die huis van Onesiphorus. Erastus het in Korinthe gebly. Trofimus het ek siek in Milete agtergelaat. Beywer jou om voor die winter te kom. Eubulus en Pudens en Linus en Claudia en al die broeders groet jou. Mag die Here Jesus Christus met jou gees wees. Die genade sy met julle. Amen.